liefsien van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, hartlik welkom saam met my, Andries Besuidnout, waar ons weer saam kuier by Jesus doen dit weer. En vandag is ek en Rafkin so bevoorreg om hier in Moreesburg te wees, in die Kaap, in die Swartland soos hulle van praat, en weer eens net die Here die erkenning te gee vir wat hy gedoen het vir 'n medeboetie of 'n medesissie, en vandag is dit 'n medeboetie, wat 'n groot wonderwerk hy doen in elkeen van ons se lewe. En ons het vandag, ons boetie Kobus hierso, so Kobus gaan vir ons bietjie meer deel oor wat het die Here vir hom gedoen. Kobus, dankie my ou boy. Dankie. Dankie vir die tyd wat jy afgestaan het, dankie dat jy die Here wil eer vir dit wat die Here vir jou gedoen het. Dankie. Kobus, vertel ons, waar het jou lewe, kan ek sê, begin? Iets het met jou gebeur, toe jy 11 jaar oud was. Om die waarheid te sê, ek het eindelijk toe ons uit die hospitaal het van my geboorte, was verkoop eindelijk my groot prioriteit en ek was lief daarvoor. En toe eendag moes ons 'n vistank van Seepunt af gaan haal, het hy Montevista toe. Maar met die onderhuislag moes ons brood gaan koop en toe is ons nou weer terug Kaapse kant. En ek het daar in Eysterplaat en het ek weer pad geloop. Nou weet ek nie wat ek kan, ek weet net ons was daar, ek het vir brood gaan koop en toe ek my volgende oomblik kon kry, toe word ek in die hospitaal wakker. Toe lê ek al 3 maande bewusteloos in die hospitaal. Dat hulle geveg het vir my lewe, soos hulle my bekend gemaak het. En die eerste aand toe ek nou bykom, toe my ma in my saaltjie in die saal kom, toe sê ek vir hulle, yes, en my ma word toe nog so bly, sy sê, "Hi Kobus, is jy bygekom?" En die volgende oomblik toe sê ek weer in 'n koma aan, vir nog 'n maand. En ek het daar gebly, en so het dit maar aangegaan, en toe ek nou na nog 'n maand so tyd wakker word, toe ek nou besef, ek kon nie glo dat ek in die hospitaal was, en toe my vertel het wat gebeur het, want dat is net iets ongelooflik. Omrede ek altyd op skool 'n voorbeeldige kind was met my padverkeersreëls en so wat ons gehad het, en ek is toe vastgekluisterd op die bed, penne die in my been vastgemaak met touwe in die lug, en ek kon net op my dag lewe aan my ander been, ek kon niks doen nie. En dat was die moeilikste, en toe hierna tyd toe kom sê hulle vir my, maar hulle gaan nou die penne uithaal, nadat hulle my been 3 keer moes gebreek het, om hom gelaas het, sodat hy weer kon aan mekaar groei, ordentlik aan mekaar groei. En toe het hulle nou my been afgehaal van die touw af, maar toe voel het soos die wêreld wat onderkant my knie hang, so zwaar is het. Maar die Here het my daardie gedara, my uitgehaal en my bene gips gesit en ek is huis toe. Maar op een voorwaarde, ek moes 2-3 keer in 'n week moes ek buite patiënte toe gaan vir oefeninge, want ek het van alles moes ek soos 'n babietjie weer geleer paraat, geleer skryf, geleer loop het, en ek weet jy wat als en toe gaan staan ek in die middel van die vloer van die 1-2 vertrek. Nou ek my male spoeg. Ek kan alleen loop al. Want ek sit toe my stukkies aangeoefen en ek gaan staan en toe my been oplag. Toe slaan ek neer, toe val ek die gips van bo af.
oop tot onder op die voet en toe die ambulance kom, toe sê hulle, nee, maar ek moet vat hulle my buitepasiënte toe. Toe sê hulle, maar hulle gaan nie eens moeite doen om my af te laai nie, want hulle het al klaar vir my plek in die hospitaal. Besweek, dus ek nou weet dat ek hospitaal toe vir nog 'n maand. En dit was baie swaar vir my gewees. En op die uiteinde van die dag, toe kom ek nou uit, stuur hulle my huis toe, en hulle het my bene, toe sit aan die been, gips afgehaal, en hulle sit my been, toe het ek opgebouwde skoen, my been was 2,5 meter na 3, 8 centimeter na 3 centimeter, toe kort as die ander been. En maar met die skoen wat hulle vir my opgebouwd het, hulle sulke staalpenne ingesit met 'n rabbe agter, laat my been nie gededig die agter toe knak nie. Maar ek het die been, het ek later van tyd toe self afgehaal en weggegooi, want en ek is toe, huis toe, dat was in 1973, in die middel van 1973. En toe die laaste kwartaal van 73, toe bly ons in 'n huis en die skoolbus van Philadelphia het vir ons huisie kinders opgetel en so. En ek was skool toe gaan. My ma sê, maar jy kan, ek sê, maar ek gaan skool toe, dis uit en klaar. En ek is, die dag die skool begin, toe het ek my klaar gemaak en ek is skool toe. Maar ek het meer gesit te slaap in die klas en ek het meer swart karuit en tennisbal en boeke teen my kop gehad, soos die onderwyser my met die goed gegooi laat ek moet wakker. En ook die Here het my daardie gedara en die einde van die jaar tussen nou eksamentyd. En ek het so goed gevorder, want al wat die onderwyser kon geskei het, maar net sy ink gemors op my rapport skryf Kobus en nou daar staan het 4 jaar af, tussen al die derde jaar. Maar ek had 'n vrees in die 4de jaar, toe gaan ek weer staan het 74, toe gaan ek weer skool toe, toen ek weer staan het 4 uur. En prys die Here, ek het oefeninge gedoen saam met kinders, 11 uur, alles gedoen. Maar toe sy 'n nuwe prinsipaal, toe kom hy aan my toe sê hy vir my, maar hy wil hê, ek moet so rof aangaan met oefeninge en speeltuie saam met kinders speel nie, want hy is net bang, ek maak my sien, hy wil nie dokters op sy nek heen. Toe sê ek maar, as ek voel dan gaan ek aan. Maar ek het aangegaan in 75, toe iemand in skool geborg vir atletiekspan en ek was nog aan nommer 1 atletiekspan gewees. Toe moes ek my Philadelphia skool gaan verteenwoordig teen Slot van Perdel en Gymnasium, maar daar was 5 skole gewees. En toe vorde Philadelphia skool aan derde beste gevorder. So kom ek sê net vir my, jy het nou basies, kan ek sê, 5-6 maande was, jy kan sê in die hospitaal. Die eerste 4 maande was jy in 'n koma, en toe dit weer, was jy 'n maand terug, nadat jy geval het met die been. Ja. So, in daai, meer as 'n halwe jaar, was jy glad nie in die skool nie. So jy het, hoe lang was jy uit, voordat jy skool toe gaan het? En soos ek sê, dat het in Augustus maand 72 gebeur, en ek is in die middel van 73, is ek weer terug skool toe. Maar nog meer skool toe. En ek het maar ek het 'n vreeslike wilskrag van my eie gehad. En toe maak ek sy vastaan, maar toe ek nou staan en 4 kom, toe staan ek as hier onder die slimste kind in die skool. Staan het 5 was ek die slimste kind in die skool. Toe ga ek staan het 6 toe. Staan het 6 die eerste toe in Mamersberg, Mamersberg. En ek is in die kostskool Huiselandman op Mamersberg. Ja, Huiselandman. En ek het die eerste 2 kwartaal het 'n bietjie moeilik gegaan, my laaste kwartaal.
2 kwartale, toe sit ek voet aan die, en ek slaan en sê, is goed. Staan in 7 dieselfde, eerste 2 kwartale, 'n bietjie sak en laaste 2 kwartale het ek goed gevorder. En ek staan in 7 geslaag, maar toe ek by huis kom, toe was het te laat geweest. Toe sê my pa van my ma, dis die laaste wat jy jou skool goed aan te gedei, jy kan maar wegpak, want jy gaan nie terug skool toe. En dat was 'n terugslag vir my. Maar op die uiteinde, toe ek oproepvorm van die WMA gekry, ek moes daai jaar, die volgende jaar 78 moes ek aanmeld vir diensplig. Maar ek laat hulle niks weet van my omstandighede nie. En ek is toe op kasteel toe, en die groot koppe by kasteel het gemaak, sê, want toe is jy op pad. Ek sê, ek gaan WMA toe. Julle het my dan nog geroep vir WMA. Ek sê, en maar hulle sê, oké, ek sê, maar ek gaan, toe ga ek eenheid Kimberley toe. En toe sê hulle vir my, maar jy kan my huis, ek sê, maar ek gaan nie huis nie, ek gaan WMA toe. Dus hoe kom ek nou hier is. En toe ry hulle my nog aan met die medaille, ry goed, nie eens weer mag vraagmotor sê, ek het my saam met hulle, ry van die kasteel af tot op die stasie, en ek het daar opgeklom, en ek is Kimberley toe, onhouds toe staan die weer mag, lichte voertuig al reeds om my waag daar. En ek het alles deurgegaan, ek het my balsak gekry, my varkpan gekry, en alles wat jy noem wat betrokken was. En ek het gesê, ek gaan nou weer mag toe. En toe het hy vir my, ek gaan alles deur die dokter die gesien, maar nou is hy nou een haarskeer op die uiteinde. Toe ek wil gesit, toe sê hulle, meneer Koen, ek sê ja, hulle sê, maar jy kan maar weer opstaan, ons mag jou hare sny nie, jou plek is bespreek word, oggend 8 weer terug Kaap toe. Toe is het so teleurstelling, tweede teleurstelling vir my na mekaar. Toe vraag ek vir hulle, maar as het dan nie moontlik laat ek hier kan bly, om net ligte werkies te doen. Soos ek kom bystee op sikkel en so, nee, maar indien ek my seer maak, dan gaan die WMA verantwoordelik gehou word daarvoor, en hulle sien nie kans daarvoor nie. Maar hulle sien toe in my toestand dat ek is, maar ek was vreeslik echt. En toe steel in my huis toe, en ek is huis toe. En my pa toe 'n boerdery begin, 'n klein hoewe begin, en op die uiteinde die klein hoewe die maar nie gerealiseer nie. En toe moet ek nou uitgaan en ek moes gaan werk. Toe kan ek werk by 'n seker bekende hotel op in die Weskus. En ek het daar as 'n leerlingkroegman begin, en binne 6 maande toe sê ek so te sê bestuur in 'n hotel, want ek het alles gedoen vir 'n hotel. En maar prysie hier ek het nooit, en van toe af, toe werk ek nog my hele lewe lang in die drankbedryf, en ek het nog nooit die voorreg gehad om my lippe, of lus gehad om my lippe aan drank en sigarette te sit nie. En of om dwelm, ek luister maar net die mense praat so, maar by my was aan geen begeerte nie, maar ek moet erken, Satan het ook met sy lustige planne, het hy my baie besoek en gesê, kom eens kyk hoe gelukkig is die en die, vat het op, en sê ek, nee, vat my my eie dop. En so het ek maar my lewe aangegaan tot waar ek nou is. In my laaste 18 jaar het ek hier op die dorp by supermarkt gewerk, ook met diezelfde drankbedryf, en toe het ek nou weens my ouderdom, toe moes ek nou die werk gelos. So jy is nou fisies op pensioen? Hulle sê so, ek soek nog altyd iets om te doen, as daar iets vir my
te vind is. Kobus, so, as jy, jy weet, as jy na jou luister, dan besef ek net, hoe bevoorreg is ons om God se kinders genoem te kan word. Want dit is net sy genade, sy plan vir jou gewees, dat jy nie moes sterf in die hospitaal nie. Het jy kopbeserings ook opgedoen? Soos ek sê, ek het epileptische aanvallen begin kry. Toe sê ek hospitaal, toe het hulle 'n scan op my kop gedoen. Toe sê hulle, toe ek terugkom, toe sê hulle, maar dis as gevolg van Ludovic wat op my brein is, wat nog nie ontwikkel is nie. Maar dat sal met verloop van tyd ontwikkel. En ek het glo dat is nou al ontwikkel. Want ek sê dankie vir genees Here, want hulle het my op pille gesit en hy pille hou my nog aan die lewe. So. En ek het 'n slag blackouts gekry en dat het ek sommer binne 'n paar jaar ontgroei. Sure. Kobus, nou wil ek gou vir jou vra, maar jy, toe dit gebeur het, die tref en trap, die persoon wat jou raak gery het? Ek weet, dis wat ek ook wou gesê het. Ek weet, ek het die man nog nooit gesien, ek weet nie hoe hy lyk nie, ek weet net hoe hy is 'n Duitser. En die gevolg is, toe die saak voorkom, toe hulle hom in Wesbon in Duitsland gaan haal, om te kom getuig het. Dis maar waar stories wat ek gehoord en hy het teruggekom, en met die gevolg is, ek kan net bid vir hy man. Ek weet nie wie hy is en hy nog nooit kon navraag doen oor my wel en wie oor my toestand nie. Ek kan ook sê nie, maar ek kan net sê ek bid vir hom en ek hoop en vertrou dat die Here met sy siel ook werk, laat hy hom ook bekeer het en laat hy hom ook wedergebore is en groot gedoop is en ons aan mekaar dan seker eendag in die hemel raak. Ek weet. Jy Kobus, is net vir my baie mooi, dit wat jy nou noem, is dat jy nooit 'n wrok teen hom gedra het nie. Weet, dat jy nou dit sê wat jy sê, so baie keer, dan gebeur so iets in iemand se lewe, en dan voel hulle heeltyd 'n wrok teen daai persoon. En dit maak jou net sieker. Weet, dit is om vrede in jou hart te kry, is seker een van die grootste en beste dinge wat jy van God kan vra en bid, is om vrede te verkry. En dan wil ek ook nog iets gesê. Ek in die laaste tyd het ek ook baie gedink, daar's baie onbeantwoorde vrae in my lewe. Wat ek graag sal wil, is net soos 'n legkaart wat jy kaart aan mekaar pak. Maar op die legkaart is die stukke wat die belangrikste is, wat ek seker nooit in my ewige lewe, dat het net weggeval. Maar, dit is weg, en ek moet maar daarby berus, maar al wat ek weet, die Here, nou die dag toe ek, ek moet erken, ek vra die afgelope tyd baie vrae vir die Here. Van hoekoms en die waaroms. En toe sê die Here vir my, maar moet nie bekommerd wees. Ek het alles in beheer, en beheer, nog steeds in beheer. Ek sê, jy is my kind, en ek sê jou nie ten gronde laat gaan nie. Hy sê, en ek sorg vir jou elke dag. Kyk, ek het jou nou al van 12-jarige ouderdom af tot op 65 jaar het ek jou die lewe gebring. En ek sal jou nog bring. En dan wil ek ook sê, die mense wat die tyd voorspel het van, ek kan dankbaar wees, ek sê dood en of so. Ek wil net vir hulle sê, as daar iemand is in hulle luister vir hulle sê, ek sê, hier sit ek lewe, want die Here sê in sy woord. Ek het vir elke persoon, ek het tyd in die lewe uitgesit, om te lewe, en hy sal nie voor 'n sekonde, of 'n breekdeel voor hy sekonde sal hy doodgaan, of 'n breekdeel oor hy sekonde sal hy doodgaan nie, want my tyd is nie sy tyd nie, en ek sal die Here self bepaal wanneer jou tyd is. So. Kobus, jou boeties en sissies, hoe het hulle gereageer? Van hulle is jonger as jy en van hulle is ouer as jy. Ja. Maar hoe kan jy iets onthou wat vir jou uitgestaan het in die tyd wat jy nou so
seer gekry het toe jy 11, 12 jaar oud was? Ek weet glad nie. Maar ek kan nie eens om nog 'n ding, as my pa hulle my nie vertel het wat gebeur het nie, sal ek tot op 'n dag toe seker nog nie geweet het. En ek wil ook sê, ek vra om verskoning as ek die tye wat ek miskien moes leuns verkondig het, om die saak in ons kant te haar kry, en ek vra ook die mense wat leuns verkondig het daaroor, dat hulle ook vergewe moet word. Wow. Want ek kan nie onthou nie, ek weet net, ek het my oë oopgemaak toe ek op die bed in die hospitaal. En ek kon nie geglo het laat ek daar lê. Ek het geroep, my ma en my pa het ek geroep, en my broers en susters, almal op die name, maar niemand verskyn nie, maar nie aan besoektyd as my ma en my pa hulle gesigte om hy hoek van die lewe, hy dan voel het soos asof die lewe van my af, van blydskap. Ja, Kobus, ek kan my net indink, en ek dink as ons dink aan die kykers daar buite, 11-jarige, 12-jarige kind, hoe moet dit vir hom wees om wakker te word en jy roep vir jou ouers, hulle antwoord jou nie, maar daarna kom hulle en hulle sien, jy sien hulle is daar. Jy weet, wat gaan deur so kind se gedagtes? En ek glo, jy weet, dis my siening. Jy sê jy onthou nou niks nie, en ek glo die Here doen dit om ons ook te beskerm. Maar ek het die vorige keer, Kobus, het ek het al 'n paar keer genoem met vorige opnames, en jy staan vir my so uit daaroor. En dit is dat dokters is ook maar net mense. Weet, hulle kan foute maak, maar hulle is daar, dit is 'n gawe wat hulle van God kry. Daar's van hulle wat regtig geroep is om in die mediese veld te wees en vir ons te versorg. Verpleegsters, susters, van hulle, dit is nie die maklikste werk nie, is baie keer 'n ondankbare werk, want daar is soveel mense wat in die hospitaal lê, maar hulle behandel die personeel baie sleg. Ja, want hulle weet nie altyd wat hulle doen nie, weet, want hulle is in 'n toestand wat hulle nie weet nie. Maar daar is mense wat weet wat hulle doen, en hulle hanteer daai mense baie, baie sleg. En ons kan ewig dankbaar wees vir die mediese personeel. En daar is jy, soos jy sê, deur al hierdie jare heen, het die dokters baie gedoen om jou lewe veel gemakliker te maak, sodat jy kon aangaan. Maar jy het vir my gesê, voor ons begin met die opname, jy is nooit toe getroud of kinders gehad of iets nie. Ja, prys die Here daarvoor, ek ben nog nooit getroud, en ek het ook die kinders, so ek kan nie in my toestand, wat ek is, nog met iemand saam met my sleep. Ja, ek verstaan wat jy En nie, daar is miskien iemand op die oomblik, ek weet nie, maar waar dit sal, maar net vriende is, maar op die oomblik is ons eintlik vriende, maar niks verder. Nee, Here se wil is Here se wil, nee. Die Here se plan, soos jy nou gesê het, hy teken vir ons elkeen 'n legkaart gebou. Dis Kobus, nee, dit is vir ons, vir my, beteken dit ontsettend baie om te hoor hoe die Here jou daar uit opgetel het. Vir 4 maande het jy daar gelê in 'n koma, en ek meen die gewig wat jy verloor het, ek weet dat as jy so lank in hospitaal lê, jy alles raak, jou spiere raak pap, want niks werk nie, niks oefen nie. Weet, en dit is so nodig dat, dis hoekom jy weer moes leer loop, weer leer praat, jy weet, weer leer skryf. En net as jy luister na jou getuienis, hoe die Here vir jou dit gemaak het, dat jy 'n wenner geword het op die einde van die dag, dat jy weer eerste gestaan het in die klas, en dat die Here deurgekom het en weer eens vir die mens bewys het. Dit maak nie saak wat 'n mens sê nie. En ek voel net, ek glo, ek moet vir iemand daar buite sê, moenie toelaat dat iemand negatiefs iets oor jou spreek en jy dit aanvaar nie. Weerstaan dit, sny dit af. Die Here gee vir ons daai autoriteit. Net soos jy sê, jy vergewe sulke mense, en die Here sê so baie keer vir ons dat, soos hy aan die kruis gehang het, en hy het gesê, my Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Is daar baie mense wat dinge sê, hulle besef nie wat hulle doen nie, maar daar is baie mense wat dinge sê, wat weet wat hulle doen. En dit is hoekom ek sê,
sny dit af. As enige iemand iets negatiefs oor jou spreek, oor jou gesondheid, oor jou welstand, oor jou finansies, maak nie saak wie of wat iets negatief sê nie. Want 'n kind van die Here moenie negatief praat nie. Ons moet net positief praat, ons moet net lewe spreek. Ons moet sê, ja, my kind hy gaan daar uit daai hospitaal weet ek kan myself net indink, want tyd is nou op, maar ek kan myself net indink in jou ouers se skoene, jou pa en jou ma, hulle het definitief gebid, hulle het vir die Here gevra, Here asseblief spaar ons seun, spaar ons kind, want hoeveel kere in baie mense wil tou opgooi, en jy is 'n bewys dat ons nooit moet ophou hoop in die Here nie, nooit moet ophou glo en vertrou in die Here nie. So, ek wil vir jou sê dankie Kobus. En dan wil ek ook vertel die dag toe ek die Here na my pad langs gekom het. Ek was so donker geweest. Ek was, soos ek gesê, ek was droom verloren. Dat ek met tyd daar weer kan rijloop ek sommer 2 programs op een restasie. Daar rijloop ek sommer van een restasie af stad toe waar my sus daar net om weg te kom. En toe eendag toe kom ek uit die stad uit. En ek is toe in so'n donker toestand. En daar by Kalani, waar die renbane is, staan 'n bakkie en ek kom by die bakkie verby gery en hier sit 2 mans in die bakkie en hulle sit te eet en toe ek verby kom, toe hoor ek die bakkie skakel aan en hy kon stop en hy vra vir my op hand, toe sê ek op pad. Ek sê nee, ek gaan daar stasie toe. Hy sê vir my, maar ek sal vir jou soon toe geleentheid gee, maar ongelukkig moet ons by Hoopveld af daar. En nou, toe denk ek, maar dat is allemaal een keer nade vir my om te stappen, om in 7 nou te vat. En met die gevolg is, hier begin hy vir my. En hy praat met my van die Here. Nou, ek was in die sonneskool, ek was in die NG Kerk, die tyd toe ons in die septe, die oude apostels geweest. En hy vraag vir my of ek nou bekeer is en weer, ek weet nie waarvan hy praat nie. Ek sê maar vertel man, nou vertel hy my. En toe ons by NC op die klim toe vraag vir my of ek bereid is om my lewe vir Here te gee. Maar hy vertel my hele lewe soos ek is, so donker ek is en alles. Hy vertel my, ek gedog toe my pa nie miskien vir hom gebel en hom ingelig. En en ons het hom vir my gebid en toe ek sê amen. En die seun vra toe, maar kan ek nie vir Kobus na die Here toe lei nie? En die sy oom of pa sê toe vir hom ja. En hy bid vir my en ek doen die bekeringsbid agterna. Toe ek sê amen, toe verloos die man die stuurwiel en hy wens my geluk. Maar die hemelse glimlach op hulle gesig. Toe ek inklim, toe sit het my al klaar af. Maar toe hulle nou vir my veel geluk wens, so toe sien ek my, hier had ons 4 van Anna aan die bakkie, en hy het my by huis gaan aflaai en hy het gesê, as jy nou vanavond goeie gaan slaap, lees vir my Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het wat in hom glo, en ek het gaan, en dan in die Romeine waar hy gesê het, as, ek kan nou nie so onthou waar het staan nie, maar daar was staan, as jy saam met Jesus gedoop is, dan gaan jy ook dood, en as jy saam met Jesus opstaan weer. En ek het gaan lees, en ek moet sê, ek moet erken, dat was ek die naaste gevoel vir my, want dit is die ou vedelbokjes wat ek trek die vedelkie, en hy wil vlam, en hy wil ook die vlam, en toe hy eers begin vlam vat, toe kon hulle my mond nie toekery nie, toe babbel ek van vanoggend tot vanavond, en 3 maanden later te kom, toe sê iemand by die voordeur,
En my ma die voordeur gou oopmaak. Nee, maar hy soek vir Kobus Koen. O ja, en die man met bakkie sê toe vir my, hy sê vanoggend toe hulle godsdienst hou, toe sê Here vir hom en sê, hy gaan vir hom 'n plek uitwys, waar dan gaan 'n man verbykom wat sy op te ringe nodig het. Hy sê, en toe hulle daar by hy sport kom alles aan, toe ek verbyloop te sê, Here vir hom, hier stap die man nou. En oké, 3 maande later, is 'n man by ons voor en my ma kom sê vir my, Kobus, is iemand weer voor vir jou. Sy sê, wat het jy nou weer aangevang? Want sy altyd op haar senuwees, want as ek terugkom, of ek het iets verkeerd gedoen of verkeerd gesê, of so, ek sê, ek weet nie, maar ek gaan toe. En hier staan die man. Ek sê vir hom, nou wie sê, nee, maar ek is pastoor Pina van die AGS kerk, hoor jy is wat. En jy is Kobus, ek sê, ja, hy sê, ek wil net vir jou sê, ek is nou vanoggend hier, want terwyl ek godsdienst gebid het vanoggend, toe gee die Here jou naam en jou adres en jou naam, jou van en jou adres vir my in my gewet. En gesê, ek moet, as ek tyd moet hy dadelik vanoggend aan jou toe gaan en gaan kyk hoe wat sy knegt gaan. So. Hy sê, en dis hoekom ek nou hier is. En ek sê, dankie Here. En ons het gesels. En daarna sê my, as ek dorp toe kom, en hy my altyd in die dorp gekry, en toe eendag toe kry my weer, toe sê my, hulle het Sondag 'n doopdiens, of ek het belang sê om my te laat doop nie. En ek weet niks van doop van dat af, en hy het my verduidelik, toe sê ek maar, ek sal dink aan en dan sê ek jou laat weet. En ek het weer huis gekom, ek het my ma gepraat, en toe sê my mama, dat is jou keuse, jy moet nou self besluit. Want hy sê, ek sê, ons was toe in die ou Apostelkerk, en die stories wat ons toe gehoor het, is, en ek sê toe, maar ek gaan die kans vat. En ek het gewoon dat weet, hy het gesê, maar morgenoggend 8:00 kom ek vir jou optel by die huis. En hy is na diens af, bring ek vir jou huis toe. En hy so gemaak en so doen. En ek het hier gekom en ek nou preek en hy roep die doopkandidaat uit. Maar jou Satan is hom lastig. En die kan vertel hy jou ander goed. Die kan sê die gees gaan. Maar die kan sê Satan maar. Jy bly man, hulle maak 'n voel van jou. En so en ek sê maar, ek gaan. Ek gaan nou die stap vat in my lewe en ek het opgestaan. Toe vry, later die doopkandidaat moet vorentoe kom. Nou staan ek ook maar en kyk, is nie nog iemand wat miskien nou besluit om op te staan, niemand op nie, en ek het toe vorentoe gegaan. Ook maar skaam, eerste keer in die gemeente, ook maar skaam gewees en om my senuwees. Maar ek is die doopwater en prys die Here, ek het daar gekom. En die Here is my gedaan. 'n jaar later, toe word ek met die Gees gedoop. So, Amen. ek kan niet sê dankie, want alles is te danken aan die Here, is wel geweest. Amen. Kobus, 1000-mal dankie. Ek wil vir ons kykers sê, dankie vir die saamkuier. Ons gaan u groet tot 'n volgende keer. Totsiens. Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat die regering van God